From this moment, life has begun. From this moment, you are the one. Right beside you is where I belong. From this moment on, from this moment, I have been blessed. I live only for your happiness and for your love. I give my last Goeiemiddag almal, baie welkom vanmiddag hier by 'n baie besondere oomblik in die lewe van 'n ou vrou en 'n jong man. Dit is vir ons voorreg om julle hier te hê. Beampte, hoe dit. Ek sê altyd vir mense, ek dink nie ons besef hoe groot verantwoordelikheid is om genooi te word deur mense om deel te wees van 'n troue nie. Want ons word van vandag af verplig om vir 2 mense te bid en ons word van vandag af getuie van 'n goddelike kontrak. Daarom vir almal van julle mag julle van vanmiddag af vir Boeta en vir Melies op 'n besondere wyse deel maak van julle lewe. Boeta vir jou en vir Melies. Hulle name is eintlik Gert Johannes Visser en Maria Elisabeth Viljoen. Maar julle ken hulle blykbaar nie. So ek gaan van nou af maar net met hulle praat soos wat julle vir hulle ken. Baie dankie dat ons deel kan wees van hierdie besondere dag in julle lewe. Dankie dat ek deel kan wees daarvan. My gebed is dat die Here God vir julle nou rustig sal maak, kalm maak en dat dit waar julle gedroom het, dat die vrede van God nou oor julle die wag sal hou. Hier tussen die akkerbome en die koelte
en in die rustigheid van die vanmiddag. Trini, vir jou en Bobby en die ouma, waar is die ouma, daar is die ouma. Baie sterkte vir julle vanmiddag. Ek weet dit is altyd 'n baie emosionele oomblik in die lewe van 'n mens se kind. Nog 'n mylpaal, mag hulle vir julle vreugde bring en mag hulle waarde toevoeg tot julle lewe. Here ons God en hemelse Vader, terwyl die windjie daar buite saggies waai, is dit U wat vir Elia ontmoet het in die grot. En vir Elia laat verstaan het, U is nie in die skouspelagtige nie. U is nie in die breek van die rotse en die donder weer. U is nie in die rukwind nie, maar U is in die koelte en die stilte. As ons so saam is, Here, dan wil ons dit vanmiddag bevestig, dat terwyl ons hier in stilte rondom die woord by mekaar kom, is die wêreld daar buite besig om aan te gaan met hulle lewens. Daarom wil ons nou vra dat U vir ons bewus sal maak van die goddelike teenwoordigheid, in die besonder in die lewe van Boeta en Melis. Dankie dat U dit goddelik gewil het om hulle by mekaar te bring. Ons dra hulle vanmiddag op aan U liefde en U trou. En ons vra dat hulle drome sal waar word. Juis omdat die huwelik in die tyd waarin ons lewe so onderdruk is. Maak en gee vir hulle deur die Gees van God die vermoë om te kan uitstyg bo die normale en die alledaagse. Help hulle om vreugde te vind in mekaar. Vreugde in God en sodoende lewende getuie te wees van U liefde vir ons. Ek bid vanmiddag in die besonder vir die ouers en ouma van Melis, dat U dit sal rustig maak op hulle harte. Hulle gee nie net vanmiddag 'n kind af nie, hulle kry ook een by. Ons huisgesin word groter. Ons liefde word ruimer. Daarom bid ons nou dat U ook vir hulle sal seën op die pad wat voor lê. En dat hulle vir hulle kinders sal bid. Want sonder gebed kan ons nie hierdie pad loop nie. Vir die paar oomblikke wat ons saam is, maak dit rustig in ons binneste. Help ons om in die teenwoordigheid van God rustig te word, te luister en te hoor ten spyte van die ongelooflike mooi oomblik. In Jesus se naam, amen. U het so hart gekry wat vir u sê welkom. Die volgende bladsy daar op die hart is 'n liedjie wat ons nou gaan saam sing, soek allereers die koninkryk van God. Terwyl ons sing kan hulle twee nog gou hulle laaste fight en goed uitsorteer wat hulle wil doen voordat ons hulle in die huwelik gaan bevestig. Kom ons sing staande lied 471. Ek gaan saam met u vanmiddag, maar in die besonder met jou Boeta, met jou Melis, lees
uit 'n bekende gedeelte in die Bybel, Prediker 4 vanaf vers 9 tot 12. Vers 9 sê, sukkel hulle aan die som, kom ons lees dit vir die mense. Almal my nou sien. Almal nou die skade weer. Ek gaan saam met hulle lees en saam met u baie bekende gedeelte in die Bybel, Prediker hoofstuk 4. Vers 9. 2 vaar beter as 1. Hulle inspanning kom tot iets. As die een val, kan die ander hom ophelp. Maar as een val wat alleen is daar niemand wat hom kan help nie. As twee langs mekaar slaap, word hulle warm. Maar hoe sal een wat alleen is, warm word? Een alleen kan oorweldig word, maar twee saam kan weerstand bied. En 3 dubbele tou breek nie maklik nie. 2 vaar beter as 1. En 3 dubbele tou breek nie maklik nie. Bobby en Drini, allemaal van Marlies, familie en vriende, die keuse van my teks is nie myne nie. Dis die bruidegom wat so verwaand was om my teks te gee. Ons kuier daar by hulle op die plaas en toe ek uitstap en sê, o ja, oom, ek net vir hom sê, oom moet my oor hierdie teks trou. En ek het nogal gedink is verwaand van hom. Maar ek het diep in my binneste gesmail, want ek het vir myself gesê, ek kan verstaan hoekom hy die teks gekies het. Hy is mos 'n siviele ingenieur. En hy wou daarom op sy troudag ook graag namaak met sy vermoëns. Ek vermoed hy het, terwyl hy op syt was, elke oggend sy Bybel saamgevat en op soek na ingenieursteks in die Bybel, wat ons vanmiddag kan gebruik. Want in hierdie teks gaan dit mos nou opwees oor draagkrag en breekkrag en saamwees en al die soort van goede waarmee hy elke dag werk. Want ek dink, hy het dalk vasgehaak by hierdie een sinnetjie, en 3 dubbele tou breek nie maklik. En Boeta, 'n mens hoef nie ingenieur te wees om dit te weet. Jy kan sommer vir jou pa vra. Hy werk met 'n platsnyer. Hoe werk 'n 3 dubbele tou? Maak dit vir jou slegte nuus, dis nie regtige ingenieursteks nie. Eerstens is die huwelik nie sterk genoeg vir enige tou nie. Nie eens vir 'n 3 dubbele een nie. Tweedens, jy het mos nou gekies om met 'n ouer vrou te trou as jy. En 'n ouer vrou se wysheid is veel meer as enige tou. En die derde is, die huwelik laat hom deur niemand in 'n hoek dryf. Die huwelik is uitsonderlik en is 'n uitsondering op die reël van alles in die lewe. En jy mag miskien dalk dink ek is besig om nonsens te praat. Daarom ek het goed gedink om dit wat jy gekies het, saam met julle prakties deur te werk en dat julle self kan demonstreer wat hier staan. So Boeta en Marlies, ek het nou 'n 3 dubbele tou saamgebring. En julle moet vir ons wys hoe werk dit wanneer jy die soort van goed kan breek. Is dit reg so?
Terwyl ek myself gereed kry vir die kompetisie, kan julle gou omdraai na die gaste toe. Nie, draai maar om. Die los haar, sy kan op eie los haar, sy kan op eie klaar kom. Die tou is nog nie vasgemaak. Ek kan mos die ding losmaak. Dis reg so. Goed, ek het nou vir Melie se 3-dubbele tou saamgebring. Waar as ek nou uitgaan? Ek het ook al dis daar groot geraak. Melies, hier is nou 'n tou vir jou. Okay, wil jy dan daai tou vir ons breek asseblief? Jy mag, jy is sterk. Hierdie is nou 2. Breek jy die vir ons asseblief? Nee, los maar dan. Breek jy 2. You. Hier is dan nog die 3-dubbele tou waarvan die Bybel praat. Wat is op die tou? Dis nou 'n 3-dubbele tou. Het sy so pas vir julle demonstreer. Het jy mooi gekyk? Jy is sterk vrou. Baie sterk. Goed, dis nou jou beurt. Kyk voor jou. Breek hom vir ons. Nee. Hoekom nie? Is dit te klein? Weer een. Ja, die Wie is die sterkste? Bobby, wie is die sterkste? Melies. Boeta, ek het jou gesê, mens kies nie 'n teks om te pas by jou beroep nie. Mens kies 'n teks omdat die Bybel so sê. Met hierdie klein demonstrasietjie het ek eintlik vir julle 2 klaar gepreek. Want ek hoop dat dit wat julle nou gedoen het, julle vir die res van julle lewe sal onthou. Want die prediker is reg as hy sê, 'n 3-dubbele tou breek nie maklik nie. Maar daar's een groot verskil, Boeta en Melies. Die Bybel is nie 'n ingenieursboek nie. Die Bybel, as dit oor die huwelik praat, wil nie praat oor afstand en breekkrag nie. Wil nie vir ons massas gee. Die Bybel probeer nie vir ons sê wat is sterk en wat is nie sterk nie. Want as die Bybel oor die huwelik praat, sê dit nie vir ons hoe lank die tou moet wees nie. Want in die huwelik gaan oor die afstand. Die afstand wat 2 mense van mekaar is. In Genesis 2 vers 24 kry ons die bloudruk vir 'n onbreekbare huwelik as daar staan, daarom sal 'n man sy pa en sy ma verlaat en saam met sy vrou lewe en hulle 2 sal een wees. En hier in Prediker 4 kry ons 'n demonstrasie van wat dit beteken. Iewers in Januarie 1987 het die Here God vir 2 mense 'n tou gegee. Terselfdertyd in daardie jaar in Januarie 1991 is daar nog 'n tou gebore. En ergens het die 2 toue by mekaar gekom. En het die liefde hulle mekaar gevleg. En hulle agtergekom
ons gaan beter vaar as ons saam is, as wat ons elkeen op ons eie is. Die liefde het julle by mekaar gebring en julle mekaar gevleg. Vanmiddag gaan ons die tou voltooi en gaan ons die derde tou saam met julle invleg. En die breekbaarheid op die onbreekbaarheid van dit wat hier gebeur is, hang net van een ding af. Hoe ver is julle van mekaar? Hoe sterk is julle liefde? Vanmiddag omvleg ons die derde deel van die tou in. Jesus Christus. Julle huweliksgeluk en julle huweliksvreugde gaan afhang van Boeta, hoe na jy aan Melies is. Melies, hoe na jy aan Boeta is. En hoe na julle twee aan God is. As ons ver van mekaar af lewe, breek goed maklik. As ons naby mekaar lewe en naby God, is dit half onmoontlik om dit te breek. Die mense wat julle genooi het om deel te wees van hierdie besondere dag in julle lewe, hulle gaan ongelukkig die eerstes wees wat sien. Die tou is besig om uit te raaf. Die tou is besig om swak plekke te kry. Want mans en vrouens wat ver van mekaar af is, wie se liefde afgekoel is, hulle praat nie meer met mekaar, hulle skree op mekaar, want hulle hoor nie meer mekaar nie. Hulle praat nie meer met mekaar nie, hulle vloek op mekaar. Hulle skree oor afstande na mekaar. Hulle wys vir mekaar met die vinger hoe en waarheen. Maar 'n man en 'n vrou wat mekaar liefhet en God liefhet, lewe so na mekaar. Hulle fluister vir mekaar en hulle hoor mekaar. Hulle glimlag en die hart lag saam. Hulle vat aan mekaar en hulle sien met mekaar se oë. Hulle lê op een bed, nie in aparte kamers nie. En hulle lê op een bed en albei kry warm. Die een lê nie links en die een regs. En tussen is daar 'n ystergordyn. Lê op een bed. Hulle help mekaar. Hulle wag vir mekaar. Hulle luister na mekaar. Hulle fluister vir mekaar. Die wat ver van God af lewe, sulke mense hoor jy. Jy hoor hulle op 'n afstand. Die wat naby mekaar lewe, naby God, die hoor jy nie altyd nie, maar jy sien hulle. Hulle hoef nie vir jou te sê hoe lief ons mekaar het nie. En daarmee, Melies en Boeta, hoop ek dat julle vanmiddag julle pad saam kan begin as 'n onbreekbare tou, omdat julle liefde gevind het in mekaar en God vanmiddag sy seën op julle kom hou. Mag julle God se liefde in julle lewens ervaar. En mag die Here vir julle genade en krag gee om altyd naby mekaar te wees. Boeta, het jou laaste opmerking. Ek ken nie regtig om wie vir julle die sterkste is nie, maar ek ken nie 'n swak vrou nie. So maak vrede daarmee. Wees lief vir jou vrou. Wees naby jou vrou. En wees julle twee naby aan God.
Boeta, Marlies, die huwelik is deur God ingestel toe in die begin gesê, dis nie goed dat die mens alleen is nie, ek sal hom iemand maak wat hom kan help, sy gelyke. So het hy hulle as man en vrou geskep, en so het hy hulle as huweliksmaats met mekaar gebring om mekaar aan te vul. Om so deur die Here verenig te word is 'n voorreg, 'n vreugde, maar ook 'n goddelike verantwoordelikheid. Die huwelik is 'n hegte eenheid waar daar geen plek vir 'n derde persoon is nie. Daarom moet egpare hulle eenheid en geluk en vreugde in God soek en in mekaar soek. En as hulle dit doen, is hulle vir mekaar, vir hulle familie, die samelewing, 'n krag, 'n vreugde en 'n inspirasie. Man en vrou moet dit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig wees en mekaar respekteer. Boeta, as man moet jy vir Marlies lief hê, soos wat Christus die gemeente liefgehad het en homself daarvoor gegee, so moet jy jouself vir jou vrou gee en haar lei in liefde in alles wat reg en wat billik is. Marlies, as vrou moet jy weet is God wat jou aan jou man verbind, net soos hy homself aan die gemeente verbind het. Soos die gemeente die Here liefhet en gehoorsaamheid volg, so moet jy jou man lief hê en hom volg in alles wat reg en wat billik is. Leef uit dit wat Christus aan julle mekaar geskenk het. Bou met liefde en vertroue voort op die mooi dinge wat julle mekaar gevind het. En ja, Boeta, Marlies, moet nooit ophou lag nie. Glimlag, lag hardop. Maak nie saak hoe swaar dit gaan nie. Want deur te lag en te glimlag, hou mens die duiwel uit jou lewe en uit jou huis. Ek vra nou dat julle op die volgende vraag eerlik sal antwoord. Boeta en Marlies, aanvaar julle alles wat die Here vir ons in sy woord oor die huwelik leer? Is dit julle opregte voorneme om julle huwelikslewe hier volgens in te rig? En begeer julle twee nou om met die seën van die Here in die eg verbind te word? Wat is gesamentlik julle hardop antwoord? Wat eers met jou praat, Boeta? Boeta, verklaar jy sover jy weet daar geen wettige beswaar teen jou voorgenome huwelik met die bruid Marlies vir jou is nie. Aanvaar jy almal wat hier teenwoordig is as getuies dat jy haar tot jou wettige vrou neem? Wat is hardop jou antwoord? Ek vra dan nou dat jy ook in haar oë sal kyk, draai na haar toe en dat jy die volgende belofte aan haar ook sal maak terwyl jy sal luister. Beloof jy dat jy haar nooit sal verlaat nie? Dat jy haar in liefde sal lei en beskerm, soos 'n godvreesende man aan sy vrou verskuldig is? Wat is jou antwoord aan haar? Marlies, verklaar jy dat sover jy weet daar geen wettige beswaar teen jou voorgenome huwelik met die bruidegom Boeta Visser is nie? Aanvaar jy almal wat hier teenwoordig is as getuies dat jy hom tot jou wettige man neem? Wat is hardop jou antwoord? Kyk dan nou vir hom en beloof die volgende aan hom. Ek beloof dat ek jou nooit sal verlaat nie. Dat jy hom in liefde sal eerbiedig en help, soos 'n godvreesende vrou aan haar man verskuldig is. Wat is jou antwoord aan hom? Gee dan nou aan mekaar die regterhand. Hiermee verklaar ek dan nou dat Gert Johannes Visser en Maria Elisabeth Viljoen wettig getroud is. En by hierdie punt kan julle nou aan mekaar julle ringe gee as teken en uiterlike simbool van liefde en eenheid tussen man en vrou. Julle nie met mekaar help nie. Help jou vrou. Jy moet nie met plukkie, jy is klaar getroud. Wat jou tanden.
Is hy gereed? Wie jy maar so vast, man. Jy. Nee, ja, so. Ek vra nou dat meneer en mevrou Visser sal omdraai na julle toe terwyl ons vir die seën van die Here toesing. Laat hierdie seën op hulle daal. Daarna gaan ons die seën uitspreek en ons is saam met hulle twee en die ouers en die ouma gaan gou agterbly. Dan gaan ons so vinnig die register teken en daarna gaan die seremonie voort. Hier so 'n jong mannetjie met so 'n rooi das, waar is hy? Hy lyk so termometer daar staan hy. Hy is die man wat die res aan hom behoort die res van die aand en na nag behoort aan jou Pieter. Goed, kom ons vra dat meneer en mevrou Visser sal omdraai. Kom ons sing vir hulle saam, laat hierdie seën op hulle daal. Ontvang nou die seën van die Here en gaan huis toe en gaan bid. Moet hom wees. Mag God se genade met u wees. Mag God se liefde met julle wees. Mag God se omgee met julle wees. Maar mag dit alles wees met jou Pieter. Met jou mens. Mag die Here julle huwelik werklik seën. Kom op ons daar buitekant gaan wag onder die reënboog daar by die pink mannetjie.
So eerste het ons vir oom Sakkie, hy sê nee, Sakkie, wat hy heeltemal kan stel op ouma Marie. En dan is Sakkie altyd daar van ek is Melise oom. Melise lyk baie mooi vandag. En baie geluk van jou en die boekdag met julle groot dag. Dis middeloos om te sê, dis die begin van 'n lang pad en dis baie spesiale verhouding om aan te werk. So baie sterk vir julle hoor. Ek is gevra om 'n heildrang op my ma in te stel. Daar's gedigte geskryf en boeke geskryf oor die maas. En daar's songs gesing oor maas, maar ek dink nie alles saam doen 'n ma baie reg aan. Daar's veel meer aan 'n ma as wat die songs en die gedigte kan beskryf. So ek is my vergewe as ek nie te liries raak vanaand oor maas nie. Maar wat ek wel klemtoon is dat Mama was altyd daar gewees, altyd mama se beste gegee, en mama was daar gewees op die nodigste tyd. En ek is baie bly dat ons mama vandag hier kan hê om hierdie spesiale saam met Melise en dit dat ek kan vier in die res van die jaar. So, mense, ek vra julle, neem julle glas op en drink ons helemaal op die maag. Baie dankie, Sakkie. Volgende het ons vir Jacqueline, wat hy nog van instel op, en Kaitie en oom Bobby. Voordat ek die heildrang instel, my broer is nou aangelik getroud, maar ek weet hy het op 'n paar plekke gebly al in sy lewe, dis in Darries, in Springbok, in Kaal, Keimus, Swakopmund nou, en ek weet hy is haar onderhene. So, aangezien jy vir die lade keuse gemaak het, wil ek nog graag die ander meisies vra om net jou sleutels weer terug te bring.
net is daarom my moes vir die woorde. Dit is moeilik om hulle en vir ouers in te stel, sonder dat dit klink soos 'n klomp afgerandelde clichés, maar ek bedoel elke woord. Ek moet dan van jy vooraf groot geraak in baie opsigte. Dis die belangrikste van alles sê die feit dat ons ouers het, wat mekaar onverantwoordelik het en na al die jare nog steeds net so verlief is op mekaar, soos die dag die julle getroud is. Papa, so 'n jaar terug het ek vreeslike liefdesprobleme gehad, en ek en mamma het eendag telefoon gesels oor, maar pa was ook in die kamer. So nadat ek en ma gegroet het en neergesit het ma my na 15 minute terug gebel en gesê, sy kon nie met my praat, want pa was in die kamer. Maar sy kon net vir my sê, dat ek nie met mans vergelyk met pa nie, maar daar sal nie nog iemand vir papa wees nie. Hierdie was vir my die mooiste woorde en ek dink ek sal my altyd bly. Ongelukkig is maar dan gewees. Die enigste twee ander mans is paas met jou broers en ek sal nie met jou vriende kan doen. Dit het my 'n baie duidelike prent geskets van hoe ma na my kyk. En ek hoop en bid dat my man net so na my sal opkyk en my respekteer sal wees soos pa vir my. Mama, ek weet dat my gevoel dit maak uit wees en battle met ons moeilike visservies, maar ek beloof dat ons ma oneindig baie beweer en alles raak sy my maak ons doen. Ek hoop om eendag so toegewyde ma en my kinders te wees en soveel op te offer vir my kinders. Ek dink almal wat ons goed ken weet dat ma soveel meer as 'n ma vir is vir ons het. Vir myself is ma ook my beste vriendin en ek weet gemaklik is om alles te praat. Ma weet altyd net wat om te sê en my raad om te gee. Ek hoop ook dat ek die vrou vir my man sal wees as ek mamma vir haar is. Ek dink ma die perfekte balans vind om haarself as vrou te laat geld, maar ook om steeds vir haar as 'n hoof van die huis te respekteer en vir haar dat ek altyd sy sin kry. Boeta en Millie, julle gaan vanaand en in die toekoms nog baie raad kry van wat julle moet en nie moet doen in die lewelik nie. Maar julle trou vandag met die perfekte voorbeeld vanaand gestreef van wat die lewelik is en hoe om mekaar te hanteer en te respekteer. En dit te dank aan die wêreldse beste ouers wie het nie net oneindig lief het nie, maar ook elke dag dankbaar is. Mamma en papa, baie dankie dat julle mekaar oneindig lief het en dat julle ons so mooi groot gemaak het dat ons vandag oneindige volwassenes kan wees en kan streef na dieselfde gesinslewe vir onsself as wat ons groot gemaak is. Ek kan hiermee dankie aan my ouers. Op die 3 Desember my verjaarsdag toe kry ek 'n oproep van die plaas dat ek Boeta en Melis. En toe voordat hulle nog my kan geluk wenk met die jaar van sê Boeta toe maar as my geskenk van hulle af vir my verjaarsdag vir hulle die geleentheid met my vriend om hulle weer so ek wil dan net sê ek waardeer regtig dat ek hier staan en vir julle kan stel. Ek ken vir Melis al 'n bietjie langer as ek Boeta ken. Maar ek het ook in die afgelope tydjie ek nou besef hoekom ons nou mekaar 'n bietjie minder ken is dat toe hy my eerste keer ontmoet het, het hy gehoor my naam is Armin en het hy my dadelik gehaat want blykbaar was daar 'n ander Armin wat met een van die bridesmaids gemors het of anderste om
So ek wil net dankie sê dat jy my tweede kans gegee het om vriende te raak en op te vir die afgelope week en 'n half was dit amper al 2 weke wat het ek baie tyd gespandeer met Melise en Boeta en 3 van die bridesmaids wat hulle by my gebly. En ek moet sê ek is redelik op troue plan en troue eet en slaap en droom en al sulke goedjies. Maar ek moet sê dit is my wonderlik om te sien dat alles perfek uitgeloop het op die einde al was daar met die aanloop van die troue baie goed wat nie perfek was nie. Boeta, net om julle sê so hoe Boeta en Melise mekaar ontmoet het, ek sien dat ek my niks uitgelos het nie. Hulle was op by 'n braai voor in Nieuweland kyk. Weet jy wat WP die Sharks was wat julle gaan kyk het? WP Bulle. Maar hier's nou 'n klomp van die mense wat hier so sit vanaand wat ook by dieselfde geleentheid was. En ek kan nooit verstaan nie want Melise weet net as daar iets vir 'n bal oor 'n lyn gedruk word, is dit 'n goeie ding en dis al wat sy van rugby is. Ek weet nie lekker wat sy in Nieuweland gemaak het. Maar ek weet van die eerste oomblik wat Boeta sy oë op Melise sit het sy knie jelly geword. Maar ek dink nie Melise het wou enigiets met hierdie minderjarige klein manie moet doen. Maar Boeta het met 'n baie lang plan gewerk en hy het besluit hy wil nou vir Melise en 'n paar van die vriendinne nooi om sy ketel gaan sien by sy flat. So hy het daar in die woensdag gegaan en toe besluit hy ook maar okay, nou wil hy vir haar nog aan die pres op die dansbaan naby opskop en dit was die eerste opskop van vele wat daarna gevolg het. Maar ons manne by die bachelors het ook sy dansmoves gesien en kan verstaan hoekom Melise daai aand al gebruik het. Net gesien, maar ek dink van daai dag het ek Boeta gedink is toe hy by die woensdag gekry het sê nou het vir my losgelukkie opgestaan, maar hy het vinnig besef dis nie losgelukkie nie, dis om 'n trou met jou. Melise het nog baie lank daarna in sy hartjie gespeel. Ek dink Boeta moes verskriklik boeke oplees om te sien wat sy moves hy nou nog kan gooi om haar hart te wen. Want toe hy uiteindelik haar hart wen het julle definitief onafskeidbaar geraak. En ek gebruik die woord onafskeidbaar want ek weet hoe moeilik dit vir julle twee was vir Melise woon Kynus en wie gaan na haar plek moes gaan werk en jy is op bly. Skype was 'n wonderlike ding dink ek en ek dink julle het op die einde van die dag baie sterk daar uitgekom. Ons het Boeta gevra, wat is die ding wat hom die meeste irriteer van Melise? En dit is my so snaaks dat hy sê dat Melise dra Boeta se klere nog voordat hy dit dra en dra sy dit op. So Melise het dan nog vir Boeta begin klere koop wat hy dit self kan dra so nie. As ek net 'n paar woorde dink om julle op te som en dink ek aan woorde soos byvoorbeeld vriendelik, hardwerkend, liefdevol, mal, hartsvriende, godskinders en mense. Dit is my regtig lekker om julle my vriende te noem. En ek weet dat maak nie saak waar die Here julle vat by die pad of julle nou in Namibië of Suid-Afrika sit, ek weet julle sal altyd daar wees vir my as 'n vriend en ook vir elkeen wat so sit vanaand. So ek wil net vir julle raad gee sê vat die liefde wat julle vir mekaar voel en kombineer dit met God se liefde en julle sal vir ewig oud en lelik saam raak. Ek dink dat hulle sê ook as 'n bruidspaar helfte die moeite in hulle huwelik sit wat hulle doen as hulle troue reël sal daar baie minder skeidings plaasvind in huwelike. So ek vra regtig as Hemelse Vader waar hy ook al vir julle vat julle huwelikspad sal seën en om sy groot arm om julle te vou en julle styf vas te hou en julle baie geluk, vrede, vreugde en liefde sal gee want dit is wat twee wonderlike mense soos julle wat verdien. So ek wil vra dat almal saam staan en 'n huildrank op my twee vriende Melise en Boeta. Iemand die laaste stukkie sy Baie dankie. Nou dit is klaar met die heildronk is, daar's 'n paar mense wat woordjie of twee wil sê. Een sê ons hier Bonnie, wat jy wil sê. Ek het die voorreg om vir my Liesvisser en ons familie te verwelkom. So ek het gehoor by haar voor die tyd iemand kort en kragtig hou, so sy is baie lang. Skoonsister Melise. Die eerste maand wat ek ons huis gekry het ek geweet, jy gaan deel word van ons Visser familie. Ek sal nie in diepte gaan wat al saam gebeur nie.
Jy het in die 3 jaar dieper en dieper in ons harte ingeklim. Al was dit nie altyd maklik gewees nie, was ons altyd daar vir jou gewees en jy was altyd daar vir my ouer en gunsteling broer gewees. En daarom sal jy altyd my gunsteling skoonsussie bly. As ek na Boeta kyk, is hy sy perfekte deksel en ek wens vir 'n gelukkige toekoms toe. Ek, die res van my gesin, sê vir jou baie welkom in ons familie. Volgende het ons Evelyn, Evie. Goeienaand almal. Ek wil vanaand so iets sê wat ek van my hart uitkom en daarom gaan ek julle vanaand so 'n bietjie oor my self sê. Niks meer lees. Vandag dink ek aan al die dinge wat ek saam met my gedeel het en waar belangrijk om huis in my lewe. Daarom besluit ek om vir jou 'n bietjie te skryf sodat jy in die toekoms altyd weer kan kyk. Ek is baie lief vir jou. Jy is net my neffie. Van my groot sussie en 'n vriendin so na in my hart. Ek kan dit ook nie sê deel, dat ek met ander kan deel nie, al was jy nie meer verstaan en jy nog steeds verstaan. Dankie dat jy nooit nee gesê het om my hare my mooi te maak en jy vas. Dankie dat jy loopnagte sonder om wakker te bly, om geleer te my saam. Dankie dat jy moeite gedoen het om my saam met SM by een keer in Pietersburg te soek verlaat. Ek was baie actief geweest, dit is my grootste verrassing. Dankie vir SM dat hy saam ons julle moeite gedoen het. Dankie vir die doordag geselskapheid, die Stellenbosch met jou Lisa. Dankie vir al die steentjies en drukkies, wanneer ek werkzaam was. Dankie dat jy so mooi mens is. Vandag begin jy 'n hele nuwe lewe. Jy en Boeta is nie net 2 mense nie, maar meer en is een in die gees, net soos hy, die Here dit gedaan het. Ek bid dat hy julle sal oorweldig met 'n gevoel van liefde wat alle verstand te bowe gaan. Ek bid dat julle die mooiste en reinste huwelik sal hê en dat jy trou sal wees en 'n normaal nirvana sal wees soos wat God dit van jou sal verwag. Dis baie lief, ja. Volgende het ons vir Boeta. En ek glo hy het iets vir Belize te sê. Of nee. Nee. Eerste is dit Johan. Wel, ons skiep so bietjie. Boeta, vanaand jou ietsie deel. En met almal anderste, hierdie ou keer al, die eerste dag universiteit, daar gekom het, met sy kaal gesteerde kop, sy halfbroek en sy patekas. En hy lyk, ek weet nie al op die dag kyk met sy voorkop. Hy lyk maar ek so eindelijk sê. Maar ons sal weer baie in ons lewe, ons is bietjie moeilikheidmakers gewees in die universiteit, die aannaam opskop, in Langebaan, daar in die vloot se baar. En ek wil net sê, jy is soos 'n broer in ons huis gewees, vir my, my suster, en as jy nou vir jou maandelikse steek gekom het. En ek wil net dankie sê vir jou vriendskap, en vir alles wat jy vir ons gedoen het, en vir my, en almal wat saam geswat het, en regtig baie dankie Boeta. Dankie julle. Alright, Belize is my first product. Haar toespraak is so emosioneel en indrukwekkend dat daar soveel vroumense se make-up by hulle aan afgeloop is. So sy sal nou vir Boeta vanaand na die toes die ligte af is.
So, ons gaan vir Melise uitlos en die laaste toespraak van nou, dis nou vir Boeta en hulle wil hê dat al die mans daar in die middel van die vloer staan. Dis die laaste toespraak. Ek nou ook nie nodig gesien om met toespraak weer te als dat ik zei, kom maar, ja, tijd. Van die oomblik dat ek Melise ontmoet het, ek dink, die meisie is regtig baie spesiaal en sy het nie dieselfde gedink nie, maar ek het daar oor tyd en baie hard gewerk en dit is regtig hoe spesiaal sy is. Sy wil net van die wêreld vir my en ek sal regtig oor die wêreld trek vir haar. Sy is regtig my die een op wie ek kan staan van elke dag en ek is baie dankbaar. Wat van die ma vandag? En dan kom ons nou by die ander manne. Ek waardeer regtig dat julle van die uithoeke van die wêreld wat kom ek om hier te lees. Maar maar baie dankie dat julle almal hier so is. Baie dankie aan my nuwe familie. Baie dankie dat julle my baie dankie dat julle my van dat julle na welkom laat voel het. Ek waardeer dit regtig baie en dan wil ek sê aan my familie, dankie ook dat julle my ondersteun het deur alles wat ek deurgemaak het deur die jare. En aan al die vriende wat is soos familie, dankie ook vir julle. En al die mans wat so
sprint maak hierso. Want ons gaan nou die dansplan oopmaak. Belief en Boeta.